Vriende, ons het vanoggend het ons liedere gesing en het ons die Here se naam groot gemaak. Met die foto met die seëngroet het ons gehoor wie God is en wie Jesus is. Dat Jesus die seun is van die lewende God. So ons is welkom in sy teenwoordigheid. Maar nou weet ek ons het so stuk ingekom. So ek wil vir jou uitnooi, draai gewoon 'n bietjie na mekaar toe, voor jou, agter jou, langs jou, en sien net op vir mekaar, gou hallo. Dis lekker om jou te sien. As hy. Nou vriende, vroeër vanjaar het daar hier in Mei maand nog 'n groot en 'n besondere ding hier in Woester gebeur. Nou ek wil hê ons jong maats moet nou so 'n bietjie vir my help en vir my sê, wie is hierdie ou? Wie is hierdie ou wat Mei maand hier by ons was op Woester wat hier deurgekom het? Help vir my so 'n bietjie met 'n hand dat ek kan hoor. Dan kan die volkie by die huis sê vir my gereeld, ek is besig om doof te raak, maar julle gaan moet harder praat, ek kan nie hoor nie. Yes, help vir my. Jason, dis Jason. Maar kom ons sê gou vir mekaar, wie kan sy van sê? Ek het ook so gevoel die eerste keer toe ek sy van sê. Jason van Porpel. Nou Jason van Porpel het ons hierso in Mei maand deur Woester gery. Maar hy het nie gekom met 'n bus nie, hy het nie gekom met 'n motorfiets nie, hy het gekom op 'n skateboard, is ek reg? 'n skaatsplank. Jason het al die pad gereis van Kampala in Uganda, deur Afrika, deur Woester op pad Kaap toe. Hy het duisende kilometers afgelê, ongeveer 6000 plus kilometer wat hy afgelê het in ongeveer 106 dae, en sy doel met hierdie reis was om 'n permanente skaatspark vir jong mense in Uganda dan nou op te rig. Nou toe 'n klomp mense hoor van wat hy gaan doen, was daar 'n stuk opgewondenheid. Mense het sy sosiale media gevolg en hulle self ge-add tot sy groep en het deel geword van hierdie groot reis wat hy ondergaan het. En toe hulle hoor hy kom deur Woester, was daar 'n stuk opgewondenheid, want ek gaan vir Jason kan sien. Ek gaan kan sien wat hy gedoen het. Ek kan deel wees van hierdie groot opgewondenheid rondom Jason van Porpel wat deur Woester gaan op pad Kaap toe. Dit was so 'n groot storie aan Woester gewees dat hulle selfs die Coke van trek gehad het. Né? En daar was 'n buzz gewees. 'n stuk opgewondenheid. Mense het gewonder, maar waar is hy? Kom hy al? Hoe ver is hy nog? Mense het op verskillende plekke in Woester en op die N1 gestaan en gebel en gesê, maar hy's nou hier. Hy's nou deur Touwsrivier. Hy's nou deur die cutting hier so by die wet. Hy's op pad. 'n Opgewondenheid het geheers. Almal wou sien wanneer Jason hier verbykom. Want dit gebeur nie elke dag dat iemand van Uganda af op 'n skaatsplank. Nee, nog nie. Iemand van Uganda af op 'n skaatsplank deur Woester ry nie. Nou meneer Musiekfabriek. Mense was, ek het my volgende skryf gaan, mense was opgewonde geweest. Mense wou hom ge-high-five het, mense wou op 'n stadium saam met hom. Op 'n skaatsplank. Ek het nou geskrik. Op 'n skaatsplank sommer saam met hom 'n bietjie ry. Mense wou hierdie oomblik onthou het en het video's geneem sodat dit kan vasvang vir die toekoms. Maar daar was een ding wat moet gebeur as jy iets wil sien wat verbygaan. Jy moet daar wees. En jy moet betyds wees. Want dit kom, jy sien dit,
Dit gebeur en is verby. Jason van Porpel is deur Woester. Hy is op pad Kaap toe. Woester was nie sy eindbestemming nie. Woester was maar net 'n deurgaan dorp. Om hom te kon sien, moes jy geweet het wanneer hy kom. Moes jy daar wees. Moes jy betyds wees. Of anders het jy dit gemis. En dis presies hoe ons Bybelverhaal wat ons vanoggend gaan lees. En ek hoor Dominee Pieter het dit verlede week ook al vir julle gelees. So julle ken die verhaal. Jesus is op pad. En hy wil deur die dorpie Jerigo reis. Hy is eintlik op pad Jerusalem toe. En dit is in hierdie dorpie Jerigo wat ons 'n man raak sien. 'n Man met die naam Saggeus. En Saggeus hoor, maar Jesus gaan hier verbykom. Jesus gaan hier deurkom en Saggeus besluit maar ek wil hom sien. Net dit. Ek wil hom sien. Ek wil kyk na wie hierdie Jesus is waarvan almal praat. Maar toe hy op die pad kom, daar waar Jesus sou reis, is daar ewe skielik 'n groot probleem. Die pad staan vol mense. Daar is 'n skare mense wat bymekaar kom en nou is die probleem, Saggeus is kort. Hy kan nie oor hulle sien nie. En toe doen Saggeus iets wat 'n ryk volwasse man nie gewoonlik doen nie. Hy hardloop vooruit en hy klim in 'n boom. Want vanuit die boom sal hy daar in die verte vir Jesus kan sien aankom. Gaan hy vir Jesus kan volg, gaan Jesus onder hierdie boom verbygaan en gaan Jesus deurgaan na Jerusalem. Saggeus sy hele plan daardie dag was, ek wil vir Jesus sien soos hy hier verbygaan. Maar Jesus, hy het 'n heel ander plan gehad. Hy het 'n heel ander plan gehad vir die dag en tyd. So kom ons maak ons Bybels oop. Kom ons lees dit. Lukas 19. Lukas 19, wat een moet ek vir lees? Ek en jy het nie gesels daaroor. Daai een. Okay. Lukas 19, ek lees vanoggend uit die Dowe vertaling. Jesus en Saggeus. As jy 'n 83 vertaling het, bladsy 97 in die Nuwe Testament. Opskrifie van die hoofstuk is Jesus en Saggeus. Jesus het in Jerigo ingegaan en hy het deur die stad geloop. Daar het 'n man gewoon, sy naam was Saggeus. Hy was die hoof van die tollenaars en hy was 'n baie ryk man. Hy wil graag vir Jesus sien. Hy wil sien wie hy is. Omdat daar so baie mense was, kon Saggeus nie vir Jesus sien nie, want Saggeus was 'n kort mannetjie geweest. Toe het Saggeus verder op die pad gehardloop en hy het in 'n willevye-boom geklim sodat hy vir Jesus kon sien, want Jesus moes daar verbyloop. Toe Jesus by die boom kom, het hy opgekyk. En hy het vir Saggeus gesien. En hy het vir Saggeus gesê, Saggeus, klim gou af, want ek moet vandag in jou huis bly. Saggeus het gou afgeklim en hy het vir Jesus in sy huis ingenooi. Saggeus was baie bly dat Jesus in sy huis wou bly. Maar almal wat dit gesien het, was ontevrede. Hulle het gesê, Jesus het by 'n sondige man se huis ingegaan om daar te bly. Saggeus het voor Jesus gaan staan en gesê, Here, ek beloof,
Ek sal die helfte van alles wat ek het vir die arme mense gee. En as ek te veel geld van iemand gevat het, sal ek dit 4 maal teruggee. Jesus sê dit vir Saggeus en vir almal wat ontevrede was. Vandag het God die mense in hierdie huis gered. Want Saggeus is ook van die nageslag van Abraham. Ek, die seun van die mens, het gekom om almal wat verlore is te soek en te red. So, wat 'n verhaal. En wat 'n verrassing in hierdie verhaal. Saggeus wou maar net daar in die boom gesit het en hy wou vir Jesus gesien het soos wat Jesus verbygegaan het. Maar toe Jesus by die boom kom, het hy nie verbygeloop nie. Jesus het gestop en hy het opgekyk en hy het vir Saggeus raak gesien en hy het vir Saggeus gesien sit in die boom. Tussen al die mense wat saam met Jesus gestap het, tussen al die mense wat langs die pad gestaan het, tussen al die mense wat in Jerigo gewoon het, sien Jesus hom raak. En weet julle, liewe jong mense, weet julle, liewe gemeente, dis iets baie goed en iets baie mooi wat ek en jy vandag moet onthou oor wie Jesus is. Ek en jy, ons verdwyn nie in die skare nie, want Jesus sien vir ons. Ek en jy verdwyn nie in die skare nie, Jesus sien ons. Miskien voel dit vir jou asof mense jou nie raak sien nie. Ander by jou, saam met jou in die skool, hulle hardloop dalk vinniger as jy. Hulle leer dalk makliker as jy. Hulle word eerste gekies vir die spanne as jy. Miskien het iets nie uitgewerk soos wat jy gehoop het nie. Miskien is daar dalk iets in jou lewe of iets by die huis waaroor jy bekommerd is. En dan kom sê ons teksgedeelte vanoggend vir ons, Jesus sien ons. Nie omdat ek en jy die beste of die belangrikste is nie, maar hy sien vir ons raak, omdat ek en jy vir hom belangrik is. Ek en jy is vir Jesus belangrik. Maar dis nie al nie. Jesus sien nie net vir Saggeus nie. Hy praat met Saggeus en hy sê vir Saggeus, Saggeus, kom af. Tussen al die mense in die skare, tussen al die mense wat saamkom en wat Jesus so in die verbygaan sien, ken Jesus Saggeus se naam. Sy naam het hom as te ware ook vooruitgegaan, want baie mense weet dat hy skelm was, 'n bedrieër was. En dan kom Jesus en hy kom sê vir Saggeus iets wat Saggeus glad nie daardie dag verwag het nie. Jesus sê vir Saggeus, ek wil vandag by jou huis wees. Saggeus het by homself gedink, dit sal maar wonderlik wees, ek wil net vir Jesus sien. Ek wil hom so in die verbygaan sien. En om seker te maak, ek mis hom, ek klim ek in die boom, sodat ek hom van 'n afstand af kan sien, soos wat hy verbygaan. Maar Jesus sê, ek wil nie net verby jou gaan nie. Ek wil naby jou wees. Ek wil naby jou wees. En dis wat Jesus vir jou en vir my ook vanoggend wil kom sê, dat hy naby aan ons wil wees. Hy wil by ons wees op daardie deurmekaar gewone maandagooggend. Hy wil by ons wees wanneer jy bekommerd is oor 'n toets of oor 'n eksamen wat jy skryf. Hy wil by ons wees wanneer iemand iets leliks vir ons sê. Hy wil by ons wees wanneer ons alleen voel. Hy wil by ons wees, selfs wanneer ek iets verkeerd doen. En kom ons wees eerlik, wanneer ons iets verkeerd doen, is ons eerste reaksie, maar ek wil eerder gaan wegkruip. Ek wil wegkruip want ek dink Jesus is nou seker kwaad vir my. Ek dink Jesus wil eintlik niks met my te doen wil hê nie. Maar Jesus sê vir Saggeus, wat 'n groot skelm en 'n bedrieër is, kom af. Ek wil by jou aan die huis wees. Ek wil by jou tuis gaan. Jesus sê nie vir Saggeus, jy wat daar in die boom sit, jy wat 'n skelm is, jy wat 'n bedrieër is, jy wat geld gevat het,
Sorteer gou eers jou lewe uit, kry gou eers alles reg en dan gaan ek by jou 'n draaitjie kom maak. Daar en dan met sy gees se hele stikkende geskiedenis, kom Jesus na hom toe en hy sê vir hom, kom af, ek wil by jou tuis gaan. Ek wil hê jy moet die deur van jou huis oopmaak, sodat ek kan ingaan. En omdat Jesus naby aan sy gees gekom het, omdat Jesus sy lewe aangeraak het, begin hy anders leef. Ons sien iets daarvan in 'n enkele sin, in 'n enkele vers in die Bybel. 'n Ontmoeting met Jesus laat sy gees anders. En begin hy Jesus se hart sigbaar leef onder alle mense. En dis wat Jesus vir jou en vir my ook kom doen. Ek en jy mag dus weet vanoggend dat hierdie Jesus, die Seun van die lewende God, dat hy vir jou en vir my raak sien. Hy mis ons nie. Hierdie Jesus wil naby ons wees. Hierdie Jesus wil ons vorm om anders te leef. Om die wêreld mooier te maak tot eer van sy naam. Mag ons dit onthou. Amen. Kom ons loof en prys die Here nou ook met ons dankoffers.
Here, baie dankie dat ons vanoggend die naam kan groot maak. Here, dat ons vanoggend saam met die engele kan getuig dat U groot is en dat U goed is, dat U lofwaardig is, dat U naam bo alle name is. U wat koning is, U wat die heerser is, U wat in beheer is van alles en almal. Dat U vir my nietige mens raak sien. Dat U vir my wil help, vir my wil bystaan. My hart wil vorm om meer te lyk soos U sin. Dankie Here dat U deur U Gees vir ons help en vir ons bystaan. Here, baie dankie dat ons ook hierdie offers kan bring, offers van dank, vir U goedheid, U guns en vir U liefde. En dat ons hiermee vir U kom dankie sê, Here. Dankie vir wie U is en dankie vir wat U doen en dankie dat U vir ons wil gebruik in U koninkryk om 'n verskil te maak. Here, help vir ons deur U Gees om nie net maar vir U te sien so in die verbygaan nie, maar dat ons sal afkom van die bome waarin ons sit en dat ons sal toelaat dat U in ons huise, in ons harte, in ons menswees sal tuiskom. Sodat ons ook deur die Gees verander kan word en vernuwe kan word om U hart en U plan vir die wêreld dan sigbaar te maak. Ons vra dit in die groot naam alleen, met die wonderlike wete dat U Gees ons sal bystaan. Amen. Liewe gemeente, kom ons sing staande, kom ons sing staande lied 553, ons sing dit een keer, ek is bly ek ken vir Jesus, en terwyl ons hierdie lied sing, verskoon ons die junior kategete en junior katekesante, gaan hulle vir ons oor saal toe, gaan hulle 'n bietjie verder gesels, oor sy gees of oor die gedeelte van Noes, wat ons beskikbaar gestel het aan die kategete. Maar kom ons staan en kom ons sing hierdie pragtige lied. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, wat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Vriende, as jy dalk jou Bybel nog naby jou het, gaan ek vir jou vra dat jy weer jou Bybel oopmaak, want ek wil hê dat ons vanoggend so 'n bietjie moet fokus op iets wat sommer hier in die eerste vers neergepen is, en wat ek dink baie belangrik is as ons gaan kyk na hierdie hele verhaal van sy gees, en as ons dit ook in lyn bring met ons 40 dae tema van die gastehuiskamer dan ook. En die 83 vertaling sê vir ons, Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Ek het hom hoofletters gemaak daar, dit staan nie so in die Bybel nie natuurlik. Die 2020 vertaling stel dit 'n bietjie anders en sê, Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En die Dome vertaling sê, Jesus het in Jerigo ingegaan en hy het deur die stad geloof. En ek wil hê dat ons regtig waar moet raak sien wat hierdie 3 vertalings vir ons kom sê. Want Jesus kom in Jerigo aan, maar hy's op pad deur Jerigo. Jerigo is nie sy eindbestemming nie. Soos ek aan die begin gesê het by die kindergedeelte is, Jerusalem lê nog voor. En wat gebeur in Jerusalem? In Jerusalem is die kruis. En Jerusalem is al groot gebeure op pad.
Hy's op pad na die kruis, sodat ek en jy verlos kan word. En Jesus weet dit. Dis met hierdie gedagtes wat hy op pad is, om te weet wat sy eindbestemming is, om te weet wat gaan gebeur, om te weet wat God se wil is, ook vir hom en dit wat wag. En ek dink ons moet daai gedagte baie ligtelik opneem terwyl ons Saggeus lees nie. Dit moet die hele tyd in ons agterkoppe wees. 'n Paar verse later hoor ons dat Saggeus vooruit hardloop en in 'n willevye boom klim omdat hy Jesus wou sien wanneer Jesus daar verbygaan. Weer kom ons agter dat Jesus maar net in Jerigo verbygaan. Hy's op pad deur die stad. En dit is Saggeus wat vir Jesus wag daar uit die hoogte van 'n boom uit om te sien hoe Jesus verbygaan. En dit is wat Saggeus die hele tyd verwag het. Dit is die rede waarom hy vooruit gehardloop het. Dit was die rede gewees hoekom hy in die boom geklim het om Jesus te sien verbygaan. Hoekom lê ek so baie klem op? Saggeus het nie 'n gesprek verwag nie. Saggeus het nie verwag dat Jesus hom by sy naam gaan noem nie. Saggeus het nie verwag dat Jesus aan huis gaan kom nie. Hy het definitief nie daardie oggend opgestaan en sy huis skoongemaak en die teekoppies reggekry, die Royal Alberts. Ek weet nie of dit 'n tolkie maak net teekoppies. Om die Royal Alberts reg te kry nie, want hy het nie 'n gas verwag nie. Al wat Saggeus wou doen is Saggeus wou net sien. Hy wou net so 'n kykie kry. Hy wou ook net kon sê, maar okay, daar's hy van wie almal praat. Saggeus was in sy menswees gereed vir 'n Jesus wat verbygaan. Maar Jesus het baie meer in gedagte gehad. Wanneer Jesus by die boom kom, gaan hy staan, hy stop. Ewe skielik ontdek ons dat die man wat veronderstel was om net verby te gaan, dat hy opkyk. Die man wat gehoop het dat hy vir Jesus kan sien, so van 'n afstand af, so van 'n hoogte af, ontdek ewe skielik maar Jesus sien hom. Want Jesus kyk op na hom. Hulle oë ontmoet mekaar. Jesus praat met hom. En Jesus sê vir hom, Saggeus, kom af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En skielik kry ons 'n heeltemal 'n ander verhaal hierso. Want Jesus gaan nie maar net deur Jerigo op pad Jerusalem toe nie. Nie maar net 'n vinnige wandeling deur die stad om dit gou afgehandel te kry nie. Nee, hy gaan tuis by Saggeus se huis. Saggeus het gedink, vandag sien ek Jesus wat verbykom. Kan die boksie gaan afmerk. Been there, done that, bought the t-shirt. Maar Jesus sê, Saggeus, vandag kom ek na jou huis toe. Vandag kom ek in jou huis tuis. Vandag gaan jy jou voordeur vir my moet oopmaak. Ek is 'n gas in jou huis. Iets wat Saggeus glad nie verwag het nie. Iets wat Saggeus glad nie beplan het nie. Vriende, toe ek nou so 'n bietjie hieroor nadink, toe wonder ek, is dit nie dalk presies waar hierdie verhaal baie naby aan ons eie geloof kom nie. Ons wil baie graag vir Jesus sien. Ons wil baie graag van Jesus hoor. Maar hier in Lukas 19 ontdek ek dat daar 'n reuse verskil is tussen ek wil Jesus sien en ek wil van Jesus hoor en Jesus kom wees deel van my lewe. Jesus kom by my tuis. 'n Reuse verskil. Daar in die boom kry Saggeus 'n goeie uitsig op Jesus.
Maar Jesus wil nie net vir Saggeus 'n uitsig gee nie, hy wil naby aan Saggeus kom. Hy wil by Saggeus tuis gaan. Jy's daarom die opdrag, Saggeus kom af. Daar kom dus 'n punt waar geloof meer word as om van Jesus net van 'n veilige afstand dop te hou. Jesus roep Saggeus nader. Kom af, ek wil vandag by jou wees. En weet jy, toe ek hierdie gedeelte weer binne Lukas se groter verhaal lees, het dan nogal iets besonders vir my weer uitgestaan. Saggeus is nie die eerste persoon by wie Jesus in Jerigo stilhou nie. Net voordat Jesus Jerigo binnegaan, sit daar in Lukas 18, lees ons, 'n blinde man langs die pad. En hy hoor van Jesus wat verby gaan kom, en hy roep uit, Jesus, seun van God, ontferm U oor my. En toe was die mense in die omgewing al so 'n bietjie, asseblief, bly gaan stil, moenie. En wat doen hierdie blinde man? Hy skree nog harder, Jesus, seun van God, ontferm U oor my. Jesus, seun van God, ontferm U oor my. Is dit nie wondergebeure wat hier plaasvind nie? En nou gebeur iets amper dieselfde as Jerigo hier by die tweede man uitkom, wat sukkel om te sien. Ja, die eerste man kan Jesus nie sien nie, want hy's blind. Die tweede man kan Jesus nie sien nie, want hy's te kort en hy's 'n skare voor hom. Die een man is arm en hy bedel, die ander man is ryk. En tog gebeur dieselfde wonder met albei van hulle. Jesus gaan nie maar net verby nie. Jesus stop, Jesus sien, Jesus raak aan. En waar Jesus stilhou, waar Jesus tyd spandeer saam met mense, verander mense. Want Jesus sien nie maar net die skare nie, Jesus sien die mens, hy sien hulle een vir een. En net miskien is daar iemand wat vandag in hierdie erediens sit wat dit weer moet hoor. Jy dra jou eie bekommernisse, jy dra jou vrae, jy dra jou skuld, jy dra jou seer, jy dra die dinge waarvan niemand weet nie. En soms wonder jy dalk ook, sal God regtig by my kom stil staan? En dan kom hierdie verhaal van Saggeus en hy kom wys vir ons, Jesus, die seun van die lewende God, hy sien mense, hy sien hulle raak een vir een, hy stop, hy doen moeite, hy raak aan. En waar hy aanraak, gebeur daar wonders. Daar wat ek aan die begin gesê het, Jesus is op pad na Jerusalem toe. Hy is op pad na die kruis. Ek glo dat al hierdie gedagtes van wat op pad is en wat gaan gebeur en wat op hande is, heel waarskynlik in God se gedagtes gemaal het. Maar tog is hy nie te hastig nie. Hy is nie te besig nie. Hy is nie te hastig en te besig om by een mens in Jerigo stil te hou nie. Hy kyk op. Hy sien Saggeus. Hy ken sy naam. Hy kom tuis aan die huis van Saggeus. En die deur gaan oop. Nie net die deur van sy huis nie, maar die deur van sy hart. En die deur van die ewige lewe gaan vir hom oop. Want Jesus het hom gestop. Vriende, daar is nog 'n baie interessante verband met Lukas 18. Kort voor Saggeus ontmoet Jesus nog 'n ryk man, 'n amptenaar. En die Bybel sê vir ons, hierdie ou is ordentlik, hy's godsdienstig, hy's gerespekteer,
Hy praat die regte taal, hy sit op die regte plek, hy ken die beste en die regte mense. Maar wanneer Jesus raak aan die een ding waarin hy styf vashou, sy besittings, word hy bedroef en draai hy om en loop hy weg. Toe vra die mense, wie kan dan gered word? En Jesus antwoord, wat vir 'n mens onmoontlik is in Lukas 18, wat vir 'n mens onmoontlik is vir God moontlik. En kort daarna gee Lukas vir ons 'n antwoord amper in lewende lywe. Want daar kom nog 'n ryk man op die toneel, maar hierdie keer is dit nie 'n gerespekteerde godsdienstige man nie, dis Saggeus, die hooftollenaar, die bedrieër, die skelm, die dief. Hy het nie 'n baie goeie reputasie gehad nie. Mense het geweet wie hy is en waarvoor hy staan. En by hom gebeur die onmoontlike. Hy wil vir Jesus sien in die verbygaan. Maar Jesus stop by hom. Hy ontvang vir Jesus met blydskap. Hy maak die deur van sy huis oop en hy nooi vir Jesus binne. En soos wat die twee gesels, verander dit hierdie klipharde man. Een ontmoeting met Jesus verander en vernuwe hom in elke deel van sy lewe. Hy kom en hy kondig aan herstel. Herstel van al die foute, al die skelmstreke wat hy aangevang het. Hy kom sê dit vir Jesus. En ek glo, die teks sê dit nie, maar ek glo dit dat hy vergifnis vra en herstel bring, soos wat ons daar lees. En hy, die klip, harde, skelm en bedrieër, laat toe dat Jesus sy lewe vorm. En wat sê Jesus? Vandag het daar redding gekom vir die huis. Dis amper asof Lukas sê, wil jy sien gou-gou hoe God die onmoontlike kan doen? Dan sê hy, kyk na Saggeus, 'n hart gaan oop, 'n huis gaan oop, 'n hand gaan oop. En dit begin nie by Saggeus wat eers sy lewe reg kry nie. Dit begin by Jesus wat onder 'n boom gaan staan. Dit begin by Jesus wat hom raak sien. Dit begin by genade. Dit begin by genade. Nou vriende, miskien is dit waar ons vanoggend hierdie verhaal moet los. Daar is nog baie wat 'n mens kan sê oor hierdie verhaal. Nie net by Saggeus in die boom nie, maar miskien moet ons stop by onsself. Want die vraag vanoggend is nie bloot of ek iets van Jesus weet, of ek al iets van hom gehoor het, of ek al self graag naby genoeg wil wees om hom raak te sien. Ek dink die dieper vraag vir jou en vir my vanoggend is, wat gebeur? Wat gebeur wanneer Jesus nie net deel van my uitsig is nie, maar deel van my lewe geword het? Want dit is immers waarin hierdie verhaal in Lukas 19 van ons neem. Van 'n man wat net wou kyk, net wou sien, na 'n man wat Jesus Christus ontvang het. Dit skuif van 'n man wat veilig in die hoogte in 'n boom sit en kyk, na 'n oop deur. Dit beweeg van 'n skierigheid na 'n lewe wat deur genade aangeraak word en deur genade verander word. En dit maak die verhaal nogal baie prakties vir jou en vir my. Want Jesus wil nie hê dat ek en jy net op 'n Sondag
van hom moet hoor en hom dan weer moet agterlaat hier in hierdie kerkgebou. Hy wil deel wees van die lewe wat môreoggend weer begin. Hy wil deel wees van ons verhoudings, hy wil deel wees van ons werk, hy wil deel wees van ons besluite, hy wil deel wees van die manier hoe ons met mense omgaan, hy wil deel wees aan die dinge waaraan ons vashou, hy wil ook deel wees van die dinge waarmee ek en jy dalk in stilte worstel. Hy wil deel wees van elke greintjie van ons menswees. Geloof is daarom meer as om net 'n goeie uitsig te hê op Jesus. Dit is om vir Jesus die ruimte te gee om tuis te kom in my lewe. In my lewe wat hy in elk geval vir my geskenk het. En wanneer hy tuis kom in my lewe, begin die genade van binnekant af werk. Begin die genade van binnekant af sigbaar word. Nie omdat ek skielik volmaak geword het nie, maar omdat die teenwoordigheid van Christus al hoe meer begin bepaal hoe ek leef, hoe ek kyk, hoe ek omgee, hoe ek vergewe, hoe ek ander mense behandel. En miskien help die beeld waarmee ons vanoggend begin het, om juist vir ons dit te laat onthou. Want toe Jason van Porpel deur Woester gekom het, was daar 'n groot stuk opgewondenheid, dat mense hom wou sien. Jy moes op die regte plek wees, jy moes op die regte tyd wees, maar kort daarna was hierdie grootse oomblik, was dit verby, en het hy sy reis voortgesit. En dit is hoe Saggeus gedink het dit aanvanklik gaan werk. Hy wou net seker maak dat hy Jesus sien, hy wou net seker maak dat hy Jesus nie mis, wanneer Jesus verbykom nie. Maar die groot verrassing in Lukas 19 is, Jesus het deur Jerigo gekom. Maar Saggeus het ontdek, dat Jesus net deur die dorp wil gaan nie, maar dat hy 'n gas wou wees in sy lewe. Dat hy by Saggeus wou tuiskom. Dat hy Saggeus se lewe wou verander. Dat hy Saggeus se lewe wou vorm. En miskien is dit die een gedagte waarmee ek en jy moet huis toe gaan ook vandag. Ons geloof gaan nie daaroor dat ons net kan sê, ek het vir Jesus raak gesien toe hy verbygekom het nie. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, die lewende seun van God, is dat hy in jou en my lewe wil tuiskom. En wanneer Jesus tuiskom, begin sy genade sy werk doen. Dan verander geloof van iets waarna ek kyk, na iemand met wie ek leef. Verander dit van 'n uitsig na 'n verhouding. Van 'n verbygaan na 'n tuiskom. En dit is waar ware verandering begin. Wanneer Jesus nie meer net iemand is wat by ons verbygaan nie. Iemand van wie ek sien, iemand van wie ek hoor nie. Maar iemand wat by ons tuis kom. En wie ek toelaat om my lewe te vorm. Mag God deur sy Gees ons harte ook daarvoor oopmaak. Amen. Here God, wanneer ons vanoggend so